Goeiedag en welkom by AMT se weervooruitsig moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Die noordelike gedeeltes van die land het dan baie reën gekry in November, maar die suide het dan ongelukkig baie droog gebly. Daar is ook nou sterker aanduidings dat die reënvalpatroon kan begin verswak vanaf Januarie en teen Julie baie meer El Niño neigend kan wees. Johan bespreek ook wat die effek van siklone is en wat hy verwag vir reënval in Februarie en Maart volgende jaar, wat natuurlik 'n kritieke tydperk vir ons somergrane is. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Goeiedag, ons het hierdie afgelope week weer 'n klompie reën oor veral die noordoostelike dele van die land gesien, ook oor dele van die Noord-Kaap. Maar wat interessant is dat die kolle, of dat dit baie meer kolle begin maak. Droër kolle, natter kolle, maar die suidelike dele van Namibië, die Noord-Kaap, Wes-Kaap en groot dele van die Oos-Kaap het baie minder reën gehad. En as ons dan kyk ook wat het van Julie vanjaar af tot einde November gebeur, hierdie kaart gee vir ons 'n aanduiding die persentasie van die normale reënval. So as dit 100% is, dan is dit die normale reënval. En wat uitstaan is die Noord-Kaap, dele van die Vrystaat en dan ook dele van Noordwes provinsie wat bo-gemiddelde reënval gehad het. Nou mens moet ook mooi kwalifiseer bo-gemiddeld. Dit is nie die groot reëntyd nie, so die gemiddeld is nie so hoog nie. Maar nogtans, hierdie gedeeltes het baie reën of bo-gemiddelde reën gehad en dit is veral ons druiweboere in die Noord-Kaap wat swaar getref is deur hierdie reën. November 2025 het veral baie swaar reën gekry. Die blou gedeeltes is meer as 200% of meer as dubbel en ons sien dis maar weer die Noord-Kaap, Noordwes, Vrystaat wat die baie reën gehad het, maar ook die ligter gedeeltes wat so 125 na 200% van die normale reën gehad het. En op baie plekke was November van die een van 3 natste Novembers op rekord van ten minste 1950. So baie swaar reën wat oor dele van die land voorgekom het in November. Die ander ding wat opmerklik is die suidelike helfte van die land. Die Noord-Kaap, die suidelike dele van die Noord-Kaap, veral die Wes-Kaap, groot dele van die Oos-Kaap, wat maar omtrent geen reën gehad het nie, of minder as 'n kwart van die normale reënval. So baie droë toestande wat daar heers. Met November wat baie nat noordwaarts was en baie min reën oor die suidelike helfte. Kyk as 'n bietjie na seeoppervlaktemperature. Nou hierdie is die afwyking vanaf die gemiddeld 13 Desember teenoor 16 November of vir daardie periode. Die blou gedeeltes wys dis onder normale seetemperature. So ons kan sien tussen Suid-Amerika en die noordelike dele van Australië op die ewenaar. Die blou gedeeltes koeler is normaal. Dis waar die swak La Niña tans nog is. Maar dan kyk ons ook na die Indiese Oseaan en die bruin gedeeltes so oos van Madagaskar is 'n redelike groot bekommernis want dit begin baie vinnig verander en as dit verder gaan verander en verwarm kan dit vir ons begin of die sikloonseisoen kan dit inlei met warmer waters wat teenwoordig is. Die La Niña gaan baie vinnig verswak. Soos kyk die waarskynlikheid vir La Niña blou, grys is die neutraal en rooi El Niño en kan ons sien die blou gaan baie vinnig afgaan. Januarie, Februarie, Maart, die derde groep van links af is La Niña al omtrent weg. En wat opmerklik is, as ons kyk na volgende jaar, die regterkantsteen is Julie, Augustus, September.
begin El Niño, die rooi, nou dominant word. So dit lyk tog of hier 'n patroon besig is om te ontwikkel, dat ons gaan oorgaan na El Niño. Korttermyn reënval, hierdie is van 18 tot 24 Desember, nog 'n redelike klomp reën oor die, kom ons sê, die oostelike, noordoostelike helfte van die land, en baie min oor die Weskaap en die Weskus gedeeltes, maar daar's nog reën vir die Noord-Kaap gedeelte en dit kan ons druiweboere verder benadeel, veral hier rondom 21-22 Desember. Wat ons nou kan oplet is wat noord van ons en noordoos gebeur. Baie swaar reën oor dele van Zimbabwe en dan ook Madagaskar, die ligpers gedeeltes. Kyk ons na die week 25 tot 31 Desember, kan ons sien dat die reën noord van ons al hoe meer raak. Swaar reën in die Mosambiek-kanaal oor Madagaskar en dit begin terugtrek dat daar nie soveel reën oor suidelik of oor Suid-Afrika gaan voorkom nie. Daar is nog oor die oostelike dele, maar dit gaan al hoe meer strepe en kolle word. Wat verwag ons vir Januarie, Februarie en Maart? En hierdie is die waarskynlikheid om ten minste die normale reënval te kry. So die geel gedeeltes, geel en rooi, is ondergemiddeld en die blou gedeelte is bo-gemiddeld. En ons sien oor suidelike Afrika 'n baie gemengde patroon, kolle van bo-gemiddelde reënval, maar ook redelike groot gedeeltes wat grys is, gemiddeld tot ondergemiddeld. En alhoewel dit nou klein op die figuur is dit hoofsaaklik die somergraangebied waar die geel gedeeltes is. So die kanse is baie goed vir droër toestande Januarie, maar veral Februarie, Maart se kant. Opsommend, suidelike helfte van die land is baie droog. Minder as 'n kwart van die langtermyn gemiddelde reënval vanaf Julie oor groot gedeeltes. Baie nat en ver bo-gemiddeld oor die Noord-Kaap, Vrystaat en Noordwes vanaf 1 Julie en baie nat November veral. Daar sterker aanduidings dat die reënvalpatroon op die langer termyn gaan begin verswak vanaf Januarie en teen Julie El Niño neigend kan wees. Seeoppervlakte in die Indiese Oseaan begin ook verwarm en kan tropiese sikloonvoorkoms verhoog hier van Februarie, Maart se kant. So ja, dis wat ek vandag te sê het. So mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan. Soos gewoonlik baie insiggewend gewees. Hierdie episode was moontlik gemaak deur Kom die Graanbemarking. Hierdie was dan ook ons laaste episode vir die jaar en wil ek almal 'n geseënde feestyd saam met familie en vriende toewens. Veilige reis en sien julle almal in 2026. Onthou om ons YouTube en Facebook kanale te volg om seker te maak dat jy op hoogte bly van die nuutste nuus en verwikkelinge in Suid-Afrika se landbouomgewing saam met AMT. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.